Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal volgende dies. Lekker om julle almal te sien. Kom ons sê gou vinnig net hallo vir almal rondom ons. So gelukkig is u daarom kinders, want vanoggend wil ons nou die hele liturgie ook aanpas om 'n bietjie by die kinders op hulle te fokus en dit bietjie meer kindervriendelik te maak. So daar's nie vandag wotum en seëngroetie net aan die einde om dan ook net vir hulle 'n bietjie by hulle aan te pas. So baie welkom kinders ook in die kerk. Vandag is ons tema wat ons praat oor die Bybel en ook die kosbaarheid van die Bybel vir ons. En ek weet, hulle vertel die verhaal van dat 'n besigheidsman eendag vir die skrywer Mark Twain gesê het dat hy die Bybel wil vat na Berg Sinaï toe en dan wil hy die 10 gebooie hardop op die berg gaan lees. En Twain het vir hom geantwoord, ek het 'n beter idee. Jy kan liewes hier bly en dit doen. Wat nog as my baie mooi is, dat ons altyd hierdie groot ding wil doen, maar om die Bybel te lees en om te doen wat die Bybel vir ons sê. Ek lees vir ons vanoggend 'n mooi stukkie. Ons gaan vandag fokus uit Psalm 119 uit en die preek kom uit dit uit en dan die stukkie wat ons as wet gaan lees is dan ook uit Psalm 119 vandag. So ek lees vers 1 tot 2 en dan 9 tot 11 vir ons. Daar staan die volgende. Dit gaan goed met die mens wat heeltemal reg lewe. Die mense wat lewe soos die Here vir hulle geleer het. Dit gaan goed met die mens wat doen wat die Here sê en wat met hulle hele hart naby hom wil wees. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan die woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Net tot sover. So ek dink 'n baie mooi stukkie uit die Bybel uit wat vir ons 'n baie mooi wet vandag kom gee om te sê om te lewe soos die Here ons geleer het en dan ook wat mooi is wat met hulle hele hart naby hom wil wees. En ek dink dit is almal van ons se begeerte om met ons hele hart naby die Here te wees en dan die vraag, hoe kan 'n jong mens, hoe kan 'n kind se lewe skoon hou deur om te hou aan die woord? En dis 'n mooi antwoord vir ons vandag. Hoe hou ek my op deur te hou aan die woord? En dan, ek wil aan u Here gehoorsaam wees met my hele hart. Om vanoggend, as ons nou gaan stil word, om met die Here te praat, om vir hom te vra ook, dat sy Gees jou sal lei, dat jy ook met jou hele hart aan hom gehoorsaam sal wees, dat jy naby hom sal wees, en dan ook baie mooi, dat jy aan sy belofte sal vashou, elke liewe dag. Want die Here gee vir ons baie beloftes in sy woord, dat ons sal vashou aan dit. So kom ons raak stil, net vir so 'n half minuut, en vra die Here om jou te help, om ook aan hom gehoorsaam te wees. So kom ons raak stil. Hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Amen. Reg julle, dan voor ons met die gebed en die preek gaan begin, 2 baie kort videoetjies, vandag gaan ek nie videoetjies doen nie, ons gaan iets anders doen, maar nou moet julle in ag neem, ek het so 'n bietjie meer kinders verwag, so ons gaan kyk 'n bietjie hoe goed ken ons die Bybel. Maar nou, groot mense, ek weet, julle is nou baie slim natuurlik, onthou, dis nou vir kindertjies gefokus, so ons gaan 'n bietjie kyk, ken so 8 mense wat julle moet raai. So ons gaan kyk, watter van die kinders ken hulle Bybel. Alright, so kom ons doen gou ons, ek gaan nou terugkom na die liedjies wat ons gesing het, raai wie is ek, so die kleintjies, nee, julle moet nou raai, so
So, kyk, ons praat oor die Bybel vandag, en natuurlik, ons moet ons Bybels lees natuurlik, maar nou is die vraag, hoe goed ken ons Bybels? So nou gaan ek kyk, wat die ouers lees vir die kinders Bybel, nee. So nou gaan ons sien, ouers, ek hoop julle is op die bol. So, eerste ene, ek gee leidrade, daar's reën, daar's 'n reënboog, nog 'n leidraad, wie is dit? Noag, okay, is Noag, nee? Daar is Noag. Hy het so 'n bietjie net so oomblik net gedink, ek hou daarvan. Alright, volgende een, nee? Daar droom 'n ouetjie. Hy is in die tronk. Nee, as hy die antwoord het, moet hy hom gooi. Weet jy al klaar? Maar jy moet nou 'n bietjie kans gee, maar jy's reg, baie mooi. So daar's die kleed, daar's die put, en hy's reg, Josef, so 1-11, nee? Als 'n kompetisie in die gang. Right, volgende ene. So ek gaan nie praat nie, kus kyk, sonder dit, hoe kan jy klaar weet, genade, weet jy klaar wie dit is? Wie? Sê weer? Moses, nou sien, julle, ek hoef nie eens leidraad, ek dog nou, ek doen baie moeite met die leidrade, maar okay, so hulle is baie skerp, sommer met die eerste leidraad, weet hulle klaar wie dit is, so Moses, nee? Right, so, nou sê jy, dit is 'n freeway split nou, hoor, so, okay, volgende ene, kom my Helgaat, jy het eerste opgesteek, ons gee jou maak kans. Simpson, okay, Helgaat wil ook vandag klein wees. Richard, skies, volgende een gees vir jou, nee? Okay, so jy moet kyk. So, almal weet, wie Simpson, baie sterk, die hare, die leeu, en dan die pilara aan die einde. Right, Richard, is jy reg? Is jy reg vir hom? Die gat ons, nee? Volgende een. Yes, man! Yeah. Okay, so dis David, ons ken vir David baie goed, well done. Alright, so nou sien, nou, hy sit nou pressure op julle ouens. Hoe oud is die gat nou? 3,5. Right, so die pressure kom. Right, volgende een. Weet jy klaar? Maar het jy my PowerPoint kom kyk toe ek hier by was nie? Okay, baie mooi, natuurlijk, so, maar hierdie leidraad sou maar seker weggegeet. Ek is seker, hy is omgevat het, so dis Jonah, baie mooi. Right, so ek dink as nog 2 oor. Right, kom ons kyk. Maar nou moet julle dink eers. Liewe genade, ek het dan gedink daar gaan so 'n bietjie kans wees, maar jy's reg, maar okay, well done. So ek het eers nodig om my leidraad te gee. Ek kon net gesê, right, ek gaan jou nou toets, né? So dit was Maria, wie is die volgende ene? Ek spot met jou. Alright, so die volgende een is die maklikste van almal. So ek dink julle moet hom kan raai. Alright, Jesus, ek sien hulle albei het hom gehad daar agter, well done. So, wys gou wie te vraag geantwoord. Weet nou almal, so jy het saam gehad daar agter, jy kan ook jou hand opsteek. Okay, so julle wat nou vra antwoord, ek weet die kerk, julle moet my nou nie onder kerklike tig plaas nie. Ek gaan chocolates gee. Is dit okay? So ek sal hierdie chocolates, so julle 6 kom kry vir julle elkeen 'n chocolate. Daar Richard, jy skelm jy. So kom al. Well done. Net omdat ek moet eintlik vir die ouers die chocolates gee. Want sy ouers wat vir hulle Bybel lees. Baie geluk. Well done. As hy. Deel met julle ouers, onthou, dis danksy hulle dat julle kon antwoord. Right, so die antwoord was dan Jesus, dit was dan ons laaste een gewees. Right, so dan voor ons nou die gebed gaan doen. Baie well done, julle, ek is baie trots op julle. Ek het gedink dit gaan so bietjie moeiliker wees vir julle, maar duidelik lees julle julle Bybels baie mooi. Ek is baie trots. Dan, ons het vandag die liedjies wat ons gesing het. As julle mooi gekyk het, dit gaan oor almal oor die Bybel, oor die woord. En dan vir al die liedjie lees jy, ek bly ek ken vir Jesus wat sê, ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Elke keer as ek daai woorde sing, dan dink ek aan, is ek regtig bly ek het 'n Bybel dat ek dit elke dag kan lees.
Kom ons sluit ons oë en dan doen ons saam 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag vir U kan stil wees, vir die wonderlike voorreg om in die huis te wees, Here, om saam te sing, om saam te lag, om U saam te eer, en Here, natuurlik om ook na U woord te kan luister. Here, dankie dat ons elkeen 'n Bybel kan hê, dat ons kan lees, dat ons U kan leer ken, en dat ons ook vandag in 'n verhouding met U kan staan. En ons bid weer vandag, mag U Gees in ons werk, dat ons vandag hoor wat U ook vir ons wil sê. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Alright, so, dalk het van julle hom al gehoor, die vrou gaan na die dominee toe. Nou, sy 2 vroulike papegaaie, wyfie papegaaie, wat net nie wil luister. So, die een sê, hey, mooi ding, die hele tyd, en die ander een sê, wil jy my soen? So nou, dit klink nou nie so erg nie, maar sy sê, elke keer wat ons nou mense onthaal, en as mense by mekaar, dan sê hierdie papegaai, hey jou mooi ding, en die ander een sê, wil jy my soen, en dat is allemaal ongemaklik, so, sy wil graag hê, die dominee moet nou help met hierdie papegaaie. En die dominee sê, weet wat, hy het 'n plan. Hy sê, hy het 2 man papegaaie by die huis, en hierdie 2 manlike papegaaie, lees net Bybel heel dag en bid. So hy is seker, as hy nou hierdie 2 gaan by hulle insit, dan gaan hulle nou by hierdie 2 leer Bybel lees en bid. En hulle maak so. En toe hy nou die 2 wyfie papegaaie in die hok sit, sê die een wyfie papegaai, hey mooi ding, en die ander een sê, wil jy soen? En die een mannelike papegaai sê, wonderlik, welkom, ons gebede is verhoor. So, gedink daaraan, so, ons praat vandag oor die Bybel, en ons gaan nou baie praat. Steek op, wie het 'n Bybel by die huis, wat ek sê. Genade, ek hoop almal het 'n Bybel, nee? So, ons almal het Bybels, ek hoop nie hy is vol stof nie, ek hoop hy word gelees, maar om te begin vandag, die vraag wat ek vir myself vra, lees ek my Bybel? As ek nou met vandag antwoord, lees ek hom 1 keer 'n week, 2 keer 'n week, 3 keer 'n week, of lees ek my Bybel elke dag? En die vraag wat daarmee saamgaan, is my Bybel vir my belangrik? Ken ek my Bybel? So, dis nou goed om te sê, ek het 'n Bybel, maar daarna lees ek hom, en ken ek hom? Spandeer ek tyd in my Bybel? Nou, hierdie een, ek hoop nie dis waar nie, ek hoop nie dit het gebeur nie, maar ek kan my indink dit kan gebeur, van die dominee wat na die skool toe gaan, en Jannie sit in die klas, en hy sê vir klein Jannie, hy wil nou maar 'n bietjie hulle Bybelkennis toets, en hy sê vir klein Jannie, wie het Jerigo se mure afgebreek? En kyk, Jannie is dadelik ongemaklik. Hy sê, nee dominee, ek weet nie wie dit gedoen nie, maar dit was nie ek nie. En die dominee is 'n bietjie uit die veld geslaan, hy dink, maar kom hy vra nou maar die klas, Jannie is dalk nou net op sy senuwees, en hy sê vir die klas, wie het Jerigo se mure afgebreek? En die hele klas raak ongemaklik, en hulle sê, nee dominee, nee, hulle weet nie wie dit gedoen het nie, maar het was nie een van hulle nie. En nou sê die dominee bekommerd, en hy dink, hy gaan nou maar na die hoof toe gaan, en hy gaan sê vir die hoof, hy vertel alles wat gebeur het, en die hoof sê, jong, hy ken daarom die klas, en hy ken vir Jannie, hy is seker nie een van hulle daai muur afgebreek nie. En nou raak die dominee baie bekommerd, want jy weet, hy is nou, en hy dink, maar weet jy wat, hy sal nou maar die departementshoof gaan sien, dat hulle aan die probleem nou kan aanspreek, en toe hy nou by die departementshoof kom, en hy verduidelik wat gebeur het, die departementshoof sê vir hom, meneer, dominee, hoekom maak jy so baie probleem? Kry nie 3 kwotasies, dan bou ons weer die muur. So, jy moet pas op vir 'n vraag wat jy vra. Jy weet nooit, jy kan dalk na verkeerde kant toe gaan, maar toe ek dit lees, dink ek by myself, dit kan vandag gebeur, nee. As jy nou in 'n klas gaan vra, weet jy, Jerigo se mure afgebreek, dat hulle dalk nie eens meer weet daarvan. Want ken ons nog regtig ons Bybels? So, wat beteken jou Bybel vandag vir jou? As jy nou daai vraag moet antwoord, wat beteken jou Bybel vir jou? Kan jy vandag sê, my Bybel is vir my kosbaar, my Bybel is vir my belangrik, of is dit maar net 'n boek wat in die huis lê en dit pla jou nie baie nie? Nou, ek het hierdie net raak gelees wat gesê het van die een seentjie wat sy pel gaan saam met hom huis toe, en die pel vra vir die seentjie, maar hoekom elke keer as ek hier kom, lees jou ouma die Bybel?
Hy sê, nee man, sy swat vir haar eindeksamen. Maar, toe dink ek aan, waar is die jare waar ons baie Bybel gelees het? Ek onthou met oupas en oumas. Wie se oupa en ouma het baie Bybel gelees, wat ek sien? Is dit? Daar's hy. Nie jy nie, jou oupa en ouma, maar ek's bly om dit te hoor. So, daai dae waar Bybel lees amper iets aan stilte tyd, dit was so deel van ons lewens gewees. Maar kom ons lees vandag ons teks. Ek gaan nie die hele Psalm, my fout gesê, ek moet Psalm 119 heel lees, maar ons gaan nou nie heel lees vandag nie. So, hoe lank is Psalm 119? Kinders, is hy lank of kort? Lank, okay. Nee, check jou wel gehad. So kom ons lees saam Psalm 119. Ek lees uit die boodskap vertaling uit. So klompie verse, wat alles gaan oor die Bybel. Daar's nog, ek het nou net 'n klompie uitgehaal. So kom ons lees saam uit Psalm 119. U woord is diep in die brandluis van my hart weggebêre. Ek is so lief vir u woord, ek is bly daaroor. As u woord vir my nie soveel blydskap gebring het nie, het ek al lankal moed opgegee. Daar is niks beter as die woord nie, dit is soeter as die soetste heuning. U woord wys my presies hoe ek moet leef. Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. By u kruip ek weg, want u is baie sterk, u pas my goed op, ek wag op u woord om my sterk te maak. Ek het u voorskrifte met my hele lewe lief. Dit beteken vir my meer as al die goud in die wêreld. Wat u sê is wonderlik, daarom bære ek dit diep in my hart weg. Wanneer u woord vir mense oopgaan, word hulle hele lewe verlig. Dit vul gewone mense met wysheid. My hart loop oor van opgewondenheid oor elke woord wat u sê. Dit is die grootste skat wat ek nog ooit in my lewe gevind het. Net tot sover. So, hierdie is treffend. Ek weet nie van julle nie, maar elke vers kan amper 'n boodskap op sy eie wees, maar 'n treffende deel uit Psalm 119. Nou, Psalm 119 het 176 verse. So, 22 afdelings, wat dan uit 8 versies bestaan, volgens die Hebreëse alfabet, en dan noem ons dit 'n akrostiese gedig, wat dit is 'n liedgedig, wat dat in hierdie volgorde geskryf is. Hoekom? Dis dat mense dit kon leer. So dit was so geskryf, dat mense dit kon memoriseer. So, 'n baie lang hoofstuk, maar met baie mooi dele. Nou, in kort, as iemand jou vra, waar gaan Psalm 119? Dit gaan oor, die psalmdigter kan, hulle sê, heel waarskynlik is dit Dawid, maar die skrywer word nie gesê nie, omdat Dawid baie lief was vir God se woord, sê hulle, dit is hy, maar ons praat van die psalmdigter vandag, sy liefde vir God, en sy liefde vir God se woord. Dis waar Psalm 119 in 'n netedop gaan. Liefde vir God, en liefde vir sy woord. Ongeag, as jy nou die hele Psalm deurlees, kan jy die omstandighede gaan kyk, dit gaan nie goed nie. Maar, elke keer gryp hy na God se woord. Wat vir my baie mooi is, wat uitkom. So, ek gaan 3 dinge oor Psalm 119 sê. Daar's meer, as jy die teks gaan lees, baie meer, maar omdat dit nou met kinders ook is, kort en kragtig, 3 dinge wat hierdie deel vir ons kom sê. Eerstens, hy sê, die psalmdigter, hy bære die woord in sy hart. So dis die eerste ding wat ek wil dag hê, wat ons moet hoor. Ons moet die woord in ons harte bære. Nou, hoekom dit vir my mooi is, dat dit moet nie net hierbo wees, nie net in my kop wees nie, dit moet hier in my hart wees. Maar ek moet dit bære daar, ek moet dit oordink, ek moet nadink daaroor, dat dit 'n verskil maak in my lewe. So hy sê, hy bære die woord in sy hart. En ek gaan nou nie die hele stuk weer vir julle lees nie, maar hy sê dan, net om julle idee te gee, daar's 'n prentjie, omdat hy die woord in sy hart bære, is hy lief vir die woord, is hy vol blydskap oor die woord, niks is vir hom beter as die woord nie, hy is opgewonde oor die woord,
dit gee vir hom wysheid, dit beteken meer as enigiets, en dis die grootste skat wat hy nog gevind het. En dit het my laat dink, eerste ding, bære ek die woord in my hart? As ek nou vandag moet antwoord, bære ek die Bybel in my hart, wat God vir my sê, skiet dit water in my hart, groei dit in my hart. Gee dit vir my blydskap. As ek die Bybel lees, vul dit my met blydskap of, maar net die boek wat ek lees. Gee dit my moed, wanneer ek wil opgee. Is dit vir my soet, soeter as heuning? Het ek die woord lief, beteken dit vir my baie, en dan is ek opgewonde oor die Bybel, en dan die mooiste van alles, is dit 'n skat vir my. As ek vandag vir jou sê, as jou huis nou moet brand, sal jy jou Bybel red? Ek praat nou dan eers vir Boetie en Sissie, maar daarna, sal ek my Bybel red? Is my Bybel vir my kosbaar? Iets om oor na te dink. So, Psalm 30 sê vir ons, bære die Bybel in jou hart. Dit is belangrik. Tweede ding wat ek kom sê, die Bybel is 'n helder lig op my pad. Nou ek hou baie, Psalm 119 vers 105 is een van die mooiste verse in die Bybel. Jy kan hom maar geonderstreep, as jy maar sê jy kan hom geopplak, is een van die mooiste verse. So ek lees dit uit die boodskap en die 83 vertaling, dit sê, U woord wys my presies hoe ek moet leef. Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. Is mooi, nie? Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. En die 83 vertaling sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En dis 'n baie mooi beeld om te gebruik. Nou, iemand het hierdie mooi illustrasie gemaak. Hulle sê, verbeel jou nou net, jy stap in 'n woud, in die nag, en dis donker. Nou, jy weet waartoe jy moet gaan, maar jy kan nie sien nie. So jy weet nie lekker hoe om te loop nie, maar nou gee iemand jou 'n flits. Nou as jy die flits gebruik, dit vat nie die woud weg nie, vat nie al die donker weg nie, maar hierdie flits wys jou, waar moet jy stap. En die Bybel is daar om ons te wys waar ons moet stap, om vir ons lig te gee. Die mooiste verhaal wat ek, George Foreman, ek weet nie wie van julle ken die verhaal nie, ek het dit nou nie gevind, vir my is dit nou baie mooi. Hy vertel in sy boek, God in My Corner, vertel hy, in 1974, toe moes hy teen Muhammad Ali gaan veg, né? En een van sy vriende gee vir hom 'n Bybel, as 'n geskenk. Nou, hy het gedink hierdie Bybel gaan nou sy gelukbringer wees, né? Sy lucky charm. So as hy nou die Bybel saamvat, dan gaan hy nou hierdie fight wen. So, hy vat die Bybel, nie oopgemaak nie gelees nie, dis mos nou 'n lucky charm. Hy vat hom net saam, want dit gaan hom help om te wen. Hy het altyd net gedink die Bybel is 'n herderboek, want hy ken net een vers, die Here is my herder. So hy vat nou die Bybel saam, maar toe verloor hy die geveg. Toe die Bybel nou nie vir hom lak gebring nie geluk gebring soos hy wou hê nie, en hy sê, uit die Bybel een kant gegooi en gesê, nee wat, hierdie Bybel is niks vir my werd nie, want dit gee nie vir my geluk soos ek dit wil help. So hoekom is hy nou nodig? Hy het gedink dat, dis sy eie woorde, hy het gedink dat net om die Bybel te hê, gaan hom krag gee. En dis waar hy die fout gemaak het. Hy sê, die Bybel is nodig om te lees, en om te glo wat jy lees, dan gee jou krag. Hy sê dan, wat hy geleer het, die Bybel is nie 'n lucky charm nie, maar 'n padkaart. Dit wys jou waar om te loop. So, George Foreman, mooi woorde, die Bybel wys ons waar om te loop. Dis die lamp op ons pad, dis die lig wat vir ons wys, dis hoe die Here wil hê ek moet leef. Dan die derde ding wat hierdie deel sê, dit kom sê vir ons, die Bybel maak ons sterk. Ons sien voor, wat ons nou nog gelees het, die Bybel help ons om moed te hou, dat ons nie moed verloor nie. Gee my blydskap, dit help my aangaan. Die Bybel maak my sterk. Vers 114 sê, by U kruip ek weg, want U is baie sterk, U pas my goed op, ek wag op U woord,
om my sterk te maak. Nou ek sou graag vandag eintlik lekker gewees het as dit 'n gesprek was. Sou graag wou gehoor het vir wie het die Bybel al sterk gemaak. En dan is ek seker meeste gaan hulle hande opsteek. Iewers het jy deur 'n tyd gegaan wat dit swaar was, wat dit moeilik was, jy het jou Bybel gevat en die Bybel het jou krag gegee. God het jou versterk deur sy woord. Het jou moed gegee, het jou hoop gegee. Want dis die krag van die Bybel. As ek die voorbeeld sou maak vandag, ek weet, die kinders, hulle is mos baie lief vir hulle fone. As ek nou sê, as die twee kinders nou stap, en die een sê, maar weet jy wat, sy foon werk nie meer nie. En dan vra die pelne vir hom of vir haar, maar het jy jou foon gecharge? Dan sê sy, nee man, ek het 3 dae laas die foon gecharge, ek het 'n charger, maar ek het hom ingeplak. Dan gaan jy dink hulle is stupid, nee. Want ek meen, obvious gaan die selfoon doodgaan, want hy is nie in die charger nie, hy word nie gecharged nie, hy is nie ingeplak nie. Maar, selfde is waar van die Bybel. Dit help nie ek en jy loop met die Bybel rond, gaan ek charge, as hy net by my is. Ek moet lees. As ek hom lees en inplak by God se woord, dan gee hy my krag, dan maak hy my sterk. Iemand het een keer gesê, jy kan 10 Bybels besit. Jy kan 10 Bybel apps op jou foon hê. Jy kan 10 Bybel dagboeke by die huis hê. Maar as jy dit nie lees nie, dan baat dit jou niks. Ons kyk krag uit die woord wanneer ek dit lees. En ons sê, kom ons lees ons Bybels. Hierdie is om dit op te som die hele Psalm. Dat bære dit in jou hart, dit gee vir my lig en dit maak my sterk. Het jy geweet jou Bybel doen dit vir jou? Wat jy gedink is net 'n gewone boek, die Bybel as jy om jou hart bære, verander jou lewe, hy gee jou blydskap, gee jou opgewondenheid, dit raak jou grootste skat, dit gee jou lig, wys jou om te lewe, en dit gee jou krag om te kan sterk staan. Dis wat ons Bybels vir ons doen. So in kort, Psalm 119 is 'n beroep op my en jou, lees jou Bybel. Gebruik jou Bybel, want hy gaan jou lewe verander. Want die Bybel is nie net 'n boek nie, dis God se woord. En dat God deur sy woord met ons werk. Die storie van Gailoft Kambarami, as ek hom reg uitspreek, ek weet nie, vertel die verhaal dat hy het eendag 'n Nuwe Testament, Bybel, het hy probeer vir 'n ou gee, maar dis 'n willeman. En hy sê vir hierdie ou jong, ek het vir jou 'n Nuwe Testament om te gee. En die ou sê vir hom, weet jy wat, jy kan hierdie Bybel gee, maar ek gaan hom gebruik om zolle te rol en te rook. Die ou sê hom direk, hy gaan hierdie Bybel vat en hy gaan sigarette rol met die bladsye van hierdie Bybel. En hy sê te vir hom, weet jy wat, dis reg, maar as jy my beloof, jy gaan eers die bladsy lees voor jy dit rook. En die ou sê, nee, hy sal dit doen. En die ou se woorde was toe, hy ontmoet die ou 15 jaar later by 'n Bybelkonferensie. En hierdie ou is toe 'n evangelis, hy het sy hart vir die Here gegee. En hierdie ou praat toe en hy sê die volgende. Hy het nou hierdie Bybel by hom gekry. Hy sê, I smoked Matthew, and I smoked Mark, and I smoked Luke. But when I got to John 3:16, I couldn't smoke anymore. My life was changed from that moment. So hy het eerste 3 evangelies gesrook, maar toe by Johannes kom, toe verander sy lewe. Die krag wat God se woord het. Dis nie net 'n boek nie, dit het soveel meer betekenis. Ek wil dan afsluit, ek weet ek moet klaarmaak. John Bunyan in Pilgrim's Progress in die boek sê hy die volgende, en ek wil afsluit met dit wat vir my baie mooi is. Hy sê, lees die Bybel en lees dit weer. Bid en lees en bid en lees, want 'n bietjie van God is baie beter as baie van mense. Hoor mooi, dit is nogals baie mooi. 'n Bietjie van God is baie meer as baie van mense. So om af te sluit, Psalm 119 in kort wat vir my mooi is dat Psalmdigter kom druk sy liefde vir God uit.
Maar saam met dit, sy liefde vir sy woord. En vir my en jou, dat ons hierdie liefde vir sy woord sal hê. Dat ons dit sal lees, dat ons dit in ons hart sal berg, dat dit ons pad sal verlig, en dat dit ons sal versterk. So, lees jou Bybel, bid elke dag. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag die woord kan lees, dat ons hierdie boodskap kan ontvang, en dat ons vandag weer kan hoor hoe kosbaar ons Bybels vir ons is. En ons bid, liewe Heer, mag die Gees in ons harte werk, Here, dat ons opnuut weer 'n liefde vir die woord sal kry, dat ons dit sal bære in ons hart, dat dit ons sal bly maak, dat dit ons opgewonde sal maak, Here, dat dit ons grootste skat in ons lewens sal word. Here, help ons dat dit ons pad sal verlig, dat dit ons sal versterk, en dat dit ons verhouding met U sal versterk en vernuwe. Liewe Heer, help ons dat die Bybel 'n verskil in ons lewens sal maak. Here, ek dra elkeen hier op vandag, dat U met hulle sal wees, dat U in hulle harte sal werk, Here, dat hulle liefde vir U sal hê, en dat hulle liefde vir U woord sal hê. Seën ons gemeente, lei ons gemeente, gaan saam met ons, en wys vir ons die pad, wat ons ook moet loop. Ons bid dit eer alles in U naam alleen. Amen. Die Here sal julle seën en julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede skenk. Amen.